Marag Koert, marag. Ek glo en vertrou het gaan goed met jou man. Sê my bietjie Koert, ek het nou nog 'n vraag hier, so ek en my aanstaande skoonseun sit hier en gesels. Ons weet dat dit 'n gruwel in die Here se oë is, abortus. En dis 'n sonde. Maar sê ons bietjie, in die geval van waar 'n vrou deur 'n anderskleurige verkragt is, of 'n jong meisie, en sy raak swanger daaruit, en sy laat daai kind afbring, dan is dit ook mos 'n sonde, of gaan die Here haar vergewe vir daai daad wat sy gaan doen. Help ons 'n bietjie hierso asseblief man. Dankie my jou vriend. Geniet dit. Theo, goeiemiddag, skus ek kom nou eers terug na jou toe. Ek was eers ouer te huis toe en sulke tipe goeder. Ek was bietjie besig wat dit aanbetref, nou net by die huis aangekom. Theo, ja, hierdie onderwerp is 'n onderwerp wat ek die hele dag met jou kan praat. Ek het al baie leerstellings daaroor gemaak. Ons behandel dit ook vandag op my Stand Up for Jesus, Stand Up for Jesus blad. Het ek nou elke dag het ek onderwerpe wat ek behandel. Soos môre is dit nou oor homoseksualiteit. Vandag was oor abortus en dan is daar 'n klomp onderwerpe wat nog kom. Weet wat die Here op my hart kom lê het, en dan deel ek ook my inligting rondom al daai onderwerpe met die publiek. Enigiets altyd hier van Twier se kant af. Maar ja, om terug te kom by jou vraag, baie belangrik. Dit is waar die geesteswêreld inkom. Johannes 4 vers 23 en 24 sê die Here vir ons dat God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. So baie belangrik, as jy van Christendom wil praat, as jy van Jesus Christus wil praat, as jy jouself 'n nakomeling, 'n erfgenaam van Jesus Christus wil noem en jy gaan hemel toe, verwag God van jou om alles in gees te evalueer en nie in vlees nie. Wat baie belangrik, jou liggaam, my liggaam, jou skoonseun se liggaam bestaan uit 'n siel, gees, vlees, verstand en hart uit. Siel, gees en vlees. Kom ons maak dit so kort en kragtig as moontlik. Nou baie belangrik, die Bybel leer vir ons dat ons ware vyand is wie? Satan en sy bose magte. Efesiërs 6:12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie. Ons wapens is die wapens van lig wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, dit wat jy met jou oë kan sien nie, maar die boosheid wat van binne af uit 'n persoon uit manifesteer. En dis hoekom Jesus vir ons kom leer het, die Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, baie belangrik. En Jesus het ook vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Nou vat ek jou nog dieper in die gees. Johannes 8:34 sê die woord vir jou, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Dis wat in die skrif staan. In gees, dis vleeslike taal, in geestelike taal, as jy in sonde lewe, dan is jy 'n slaaf van Satan. Dit is geestelike taal. Dan lees ons ook Romeine 7:20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. So dit is Satan wat jou liggaam as vesting misbruik om al sy vuil werk te doen. En dis waar moord, verkrachting en aanranding en molestasie en betasting en aanranding en verdrukking en al daai goeie vandaan kom. Maar Johannes 8:36 sê die woord, eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. So dit gaan nie oor 'n wit brein of 'n swart persoon, dit gaan oor die gees wat in 'n persoon is, want as Jesus Christus binne 'n persoon is, as Jesus binne 'n man lewe, gaan hy mos nie ander mense wil vermoor of vrouens verkrag of klein kindertjies betas of molesteer of kinders ontvoer of iemand se goed steel. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? En dis dit, op die einde van die dag, as jy geestelik deur God se oë kyk, is dit Satan wat deur 'n persoon manifesteer, of hy wit brein of swart is. Dis Satan wat daai persoon wat dit doen, sy liggaam as vesting gebruik om sy vuil werk te doen. Of hy wit brein of swart is. En dis hoe Satan werk. En dit is, baie van ons mense drink melk in ons geloof, ons eet nie vleis in ons geloof nie. En dis hoekom ons nie hierdie goed verstaan nie. Dit word nie vir ons geleer nie. En op die einde van die dag,
beklei ons die verkeerde vyand, want God het die mens as beeld van God geskape en hy het gesê dit is goed. God is die skepper van hemel en aarde, hy het alles geskape en dit gaan oor, dis hoekom Jesus vir ons geleer het, jy moet geestelik alles kan evalueer en nie vleeslik. Kyk daarso in Markus 5 vers 1 tot 20 gaan oor die besetene van Gadara. Toe Jesus Christus sy voete aan wal sit daar, toe kom daai man wat daarso besete was, hy het by die grafte gebly, toe kom hy na Jesus toe en hy sê, wat het jy met ons te doen, Jesus Christus van Nasaret, het jy vroeër gekom ons te pynig? En Jesus vra vir hom, maar wie is julle? En hulle sê, ons is legio. Daar het Jesus met die boosheid gepraat in daai persoon. En op die einde van die dag het Jesus daai legio, daai boosheid in die varke ingedryf. Hulle is by die berg af, in die rivier in. Toe's daai persoon, daai beseter van Gadara, toe's hy normaal soos ek en jy. Verstaan my punt? En dit is wat ons mense mis. 2 Korintiërs 7:1 sê die Here, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, want daai belofte is daar vir elkeen van ons. En dit is waar die probleme lê. Ons mense, weet jy hoeveel mense kom by my aan toe, dan het hulle nog nooit in hulle lewe in sondebeleid gedoen, nog nooit bevryding ontvang nie. Baie van hulle weet nie wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. En dit wil ek vir jou sê, dit gaan nie net oor die sonde wat jy doen, dit gaan oor die geestelike krag wat saam met daai sonde kom. Ek praat nie eers hier van bloedlynvloeke nie, my vriend. Ek sal die hele dag met jou praat, maar daar's 'n doel en 'n rede hoekom hierdie tipe dinge gebeur. Ja, dat ek vir jou sê, ek het al met baie vrouens gewerk, jong kinders wat verkrag is deur hulle paas, deur hulle oupaas, deur hulle neefs, deur hulle stiefbroers, familie, self deur swart mense ook, met meisiekinders wat en op die einde van die dag, wat is dit? Dit is kort en kragtig, Satan het kom regvat wat teen hom behoort nie, want as 'n vrou nie toestemming gee vir voorhuweliks of vir seks, dat ek leer te so stel, het Satan kom regvat wat teen hom behoort nie, of hy dit deur 'n wit bruin of 'n swart man gedoen het. Dit is 'n man wat kom regvat wat teen hom behoort en op grond van daai regte, daai geestelike regte, vat ek dit op troonkamer toe en ek bid tot die Here, want Vader sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. En op grond van daai woorde sê ek vir die Here kan judge, hy kan oordeel as regverdige God, regverdige regter, of daai meiskind vir daai man toestemming gee om met haar seksueel te verkeer, ja of nee. En as die Here judge en oordeel, dit is tot voordeel van my, wat daai man kom regvat wat nie aan hom behoort nie, bid ek vir die absolute val van daai vyand, dat daai geestelike regte gebreek sal word, wat Satan oor daai meiskind kom vat het, en laat al daai emosie wat saam met dit gaan en die geestelike reg wat daarmee gepaard gaan, dit is baie diep, maar dit is die Here wat ons dit lei, verstaan my punt, en dan verlos en maak die Here daai meiskind vry geestelik, want dit is waar die ketTINGs lê, is geestelike sielsbindings en in baie gevalle is 'n meiskind se maagdelikheid gebreek, haar maagdelikheid dien as 'n bloedverbond met die eerste persoon wat dit haar seksueel verkeer het, en sy word een in gees met daai verkragter en alles wat deur sy bloedlyne kom. Ek wil vir jou sê, die geesteswêreld is baie diep, veral as ons in hierdie tipe kanale werk. En dit is ook wil vanaf vir jou sê, dit is baie diep. Onthou, daar's net een wat lewe kan skep en dit is ons Vader in die hemel. Hy's ten volle in beheer van lewe en dood. En hy het baie van ons geken nog in die moederskoot nog voordat ons gebore is. God kweek lewe. God is in beheer van lewe en dood. En dit gaan nie op die einde van die dag oor die persoon, dit gaan nie oor die kind nie. Verstaan my punt, ek weet, vir 'n vrou is dit iets verskriklik, dat sy moet swanger raak deur iemand wat haar verkrag het, maar jy kan nooit 'n fout met 'n fout regmaak nie, my vriend. Op die einde van die dag kan sy nog steeds, op die einde van die dag as sy bevrydings ontvang en verlos en vrymaak, kan sy nog steeds daai as 'n geskenk van die Here af ontvang, wat net God gee lewe. Verstaan my punt, daar's hoeveel mense hier buite, families en huweliksmaat wat nooit kan swanger raak, wat alles in hulle vermoë sal gee om kinders aan te neem. In baie gevalle gaan neem hulle kinders aan wat hulle kan nie hulle eie hê nie. En dit is hoekom daai kind het nie gevra om daar te wees nie. Dit is op die einde van die dag Satan wat kom regte vat wat nie aan hom behoort nie, en so bou hy natuurlik aan sy generasies, maar daar's manne soos ons wat deur die Gees gelei word om daai regte te breek in Jesus Christus se naam. Dat ek vir jou sê, as God jou verlos en vrymaak, doen hy dit van die noorde tot die suide, die ooste na die weste, was hy jou skoon witter as sneeu. Siel, gees, vlees, verstand en hart. Hy was jou skoon witter as sneeu, my vriend. En ongelukkig ons mense, baie van ons mense kyk alles in vlees, ons kyk dit nie in gees nie, en ons probeer alles met ons eie
insig en wysheid en kennis probeer ons alles reg beklei en redeneer en mekaar met die Bybel slaan en al daai goed. Op die einde van die dag, jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Dis waar die kaf van die koning geskei word. En dit is ook vir jou sê, dat ek vir jou sê, daar's baie meiskinders wat deur hierdie dinge gegaan het. Dan sê hulle vir my, dankie oom Koert, dat ek nooit die verkeerde besluite gemaak. Dankie dat jy my kom bystaan en help het. En op die einde van die dag maak hulle daai kinders groot tot lof en eer van die Here. Ek weet dit is 'n absolute skok, maar jy kan nooit, daar's nie 'n manier wat jy moord ooit in jou lewe kan goedkeur en goed praat. Op die einde van die dag, alles by God gaan oor gees. God het die mens gemaak as beeld van God en hy het gesê dit is goed. En soos God al die bome gemaak het, so het hy al die diere gemaak, so het hy elke korreltjie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daarbo het ons God geskape. Hy het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag nie te buig nie. En God het vir Satan met 'n derde van die engele uit daai hemel uitgewerp en soos 'n bliksemstraal het hy op hierdie aarde neergeval toe en hy gebruik die wêreld met al sy lekkerny om ons saam met hulle in die verderf in te trek. En ons mense moet dit nie toelaat nie, maar hierdie diepere geestelike goed word nie vir ons mense geleer nie. En in baie gevalle sal meisiekinder wat deur sulke traumas gegaan het, sal hulle eerder na polisiestasies en sielkundiges toe gaan en terapeute en hulle kom nie by Jesus Christus uit nie. En die krag van die Heilige Gees kan jou verlos en vrymaak daarvan. Ek sê altyd, ek staan op die belofte van 1 Petrus 2:24, deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. En dit geestelik, vleeslik en verstandelik. Jesus het nie 'n halwe job op daai kruis gaan doen nie. En ja, dokters en pille en terapeute en spesialiste kan jou laat beter voel, maar daar's net een wat genees en sy naam is Jesus Christus. En in sy naam is die krag daar. Die Here kan een woord spreek of net sy vinger op iemand lê en hulle is binne sekondes genees. En dis hoekom die Here ook sê in Jakobus 5 vers 15 en 16, as ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak. Ek het van die grootste wonderwerke ervaar en beleef hier buite. En dis maar hoe ons groot geword het. Jy weet, ons mense het baie ver van die Here af weg beweeg. Ons is baie, Romeine 8:5 sê die Here, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge. En jy kan regtig sien of iemand deur die Heilige Gees gelei word, of hy geestelik praat, of hy deur God se oë na die wêreld kyk, of hy die hart van Jesus Christus het, en of hy in hierdie bose, goddelose, siek, perverse wêreld vasgevang is, en wat hy soos mense dink en praat, en enige rede soek om so iets weet af te bring en te verwyder. En ongelukkig daai lewe het nie gevra om daar te wees nie. God het 'n doel en 'n rede en 'n plan met alles. En laat ek vir jou sê, is net die Here alleen wat 'n vrou se gees en hart kan oopmaak om die geestelike aspek agter alles hierdie dinge te kan verstaan. Dat ek vir jou sê, ek het al meiskinders behandel wat verkragt is deur hulle paas of wat nie kan vergewe nie. Op die einde van die dag maak die Here, dan bid ek saam met daai meiskinders, ek help hulle nee, ek verduidelik hulle die geestelike aspek agter alles. En as hulle dit snap, is dit soos ketting, soos absolute berge wat van hulle skouers afval en hulle besef op die einde van die dag, weet jy wat, dit was nie God se skepingswerk wat my verkragt het nie, dit was Satan wat daai man gebruik het om my te verkragt en besef hulle, sien hulle, want dit wat Satan doen, hy kom roer die pot van geweld, haat en misdaad en daar waar mense mekaar vat of mekaar haat, sit hy daar bo by die hek en hy lag almal uit, want almal sê hulle gaan hemel toe, almal is Christene, maar dis hoe hy werk, dis hoe hy manifesteer. Die geesteswêreld is baie diep. Ek sal die hele dag met jou praat oor hierdie dinge, dat ek vir jou sê, ek kan oor abortus praat, ek kan oor moord praat, oor homoseksualiteit, ek kan oor voorhuwelikse seks praat, dat ek vir jou sê, ek het al mense geplaas dat hulle ore tyd, en die wysheid is van die Here af, klaar, dit is God wat jou daai wysheid gee, dit is hy wat vir jou wys waar die geestelike deur en regte in 'n gesin en 'n familie oop is, en ja, ongelukkig die dinge word nie reg gedoen in ons kerk en ek sê dit met baie wederwysige respek. Ek is nie om enige kerk of enige geestelike leier af te kraak of te beledig of te verneder of twis te skep of verdeeldheid of skering nie. Maar die dinge word nie reg gedoen nie, my vriend.
En dit is hoekom baie mense met daai emosie sit, met daai trauma, baie van hulle kan nie vergewe nie, en die Here sê baie hard en duidelik in die woord Matteus 6:14-15, as jy nie ander mense kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. So maklik soos dit. So jy hoef nooit jou verkragter te vergewe nie, jy hoef nooit jou pa of jou ma of jou kind se moordenaar te vergewe, maar weet net, dan kan God jou ook nie vergewe nie. Dit gaan alles oor die gees. Alles gaan oor die regte van die gees. Dit gaan alles oor die geesteswêreld. En Satan is 'n absolute foenie op hierdie gebied. En dis dit. Baie van ons mense drink nog melk in ons geloof. Ons eet nie vleis nie. En in baie gevalle kan ek mense nie met vleis voer nie, omdat hulle nog babas in die geloof. Hulle kan dit tog nie verteer nie. En soveel sê ek sal die hele dag met jou oor hierdie onderwerp kan gesels, maar Satan is absoluut slinks op hierdie gebied. En so gaan dit maar oor haat ook, oor rassehaat en rasse vermenging. Ek het al baie vrouens gekry, en as hulle groot Christenkinders van die Here, dan raak hulle verlief by die kerk op 'n Christen swart man, wat ook die Heilige Gees in hulle het. Verstaan my punt? En as jy vleeslik daarna kyk, sal jy sê, maar God haat rassevermenging. Ons sien dit in die boek Esra, en daar's hoeveel voorbeelde in Nehemia en alles wat die Here, hy hou nie van vermenging nie, volkvermenging of wat jy dit ook al wil sê. Ek verstaan, maar dit was alles onder die eerste verbond. Die tweede verbond wat deur Jesus se bloed beseël en ingestel is, Jeremia 31 vers 31 tot 34, het Jesus 'n nuwe verbond kom instel. Dit is deur sy bloed aan die kruis, is dit beseël. En daar die Here in Johannes 4 vers 23 en 24 vir ons almal geleer, ons moet alles in gees evalueer. God is gees, ons moet God in gees evalueer. En dis hoekom, dis outomaties ook, as jy in die gees is en jy verstaan die nuwe verbond, jy die Heilige Gees van God ontvang, dan begin jy verstaan waar die een liggaam van Christus vandaan kom. Alles 'n geestelike liggaam en die geestesrealm. En enige persoon, wit, bruin of swart, wat Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker, ontvang die Heilige Gees en word deel van daai een liggaam van Christus. En dis hoekom jy kan jou Bybel oopslaan by Efesiërs 3 vers 5 en 6. Daar sal jy sien dat Jesus Christus nie onderskeiding maak tussen Jood en nie-Jood nie. Dat enige persoon wat hom aanneem as verlosser en saligmaker, ontvang die Heilige Gees, word deel van daai een liggaam van Christus en word deel van die belofte van die getuienis wat Jesus gelewer het. Efesiërs 3 vers 5 en 6. Ek sal die hele dag met jou praat oor hierdie dinge, maar ja, kort en kragtig opgesom, my vriend, jy sal nooit 'n fout met 'n fout regmaak nie. As jy regtig op die punt kom wat jy die kind in die wêreld bring en regtig nie meer daai kind wil hê nie, kan jy outomaties op die einde van die dag dan maar die kind laat aanneem. Maar om 'n fout met 'n fout reg te maak en moord te gaan pleeg, koppel jy jouself net 100%, jy speel 100% in Satan se kraal in. En ja, dis 'n ewel, dis 'n bose kringloop, my vriend. En ja, ons sal nooit 'n vrou verstaan nie. Daar gaan baie emosie, baie trauma, baie skok en so iets in. Maar soos ek vir jou sê, daar's absoluut niks vir ons God onmoontlik nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord en hy het al baie meisiekinders en jong vrouens wat op my pad gekom het, genees en gesond gemaak, verlos en vrygemaak van daai trauma en daai bloedskandes met families en al daai goeters. En outomaties daar rock and roll, hulle kyk vorentoe, wie se hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Soveel sê ou Tieu, die woord, die Bybel is baie diep, die geesteswêreld is baie diep. So ja, ek sal die hele dag met jou kan praat as dit by hierdie dinge kom, maar ek glo dat my antwoord aan jou vir jou min of meer die idee sal gee waarheen ek op pad is. En dan mag die Here hierdie woord seën, hierdie saad wat in jou hart geval het, en mag die Here verheerlik word, mag hy kunsmis en water gooi en daai lande inoes as die saad ryp. As ons prys die Here. Ek wens vir jou 'n mooi dag, 'n geseënde week wens ek vir jou en jou gesin en familie voor. Ek wens dit vir julle toe. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor julle lewens spoel. Ons gesels gou weer en ja, jy weet mos, ek maak baie vinnig 'n leerstelling van hierdie tipe vrae en antwoorde, want daar's baie mense wat soos jy sit saam met jou skoonseun en praat oor hierdie tipe dinge, en mense wat nie altyd daai suiwer woord en die vleis eet in die kerk, jy kry dit nie aldag nie. Mense praat nie oor hierdie dinge nie, hulle praat dit wat hulle mense se ore wil streel, en dis hoekom God se skape uitmekaar geruk word hier buite. Ons mense beklei dit verkeerd en ons kry nie daai oorwinning deur die krag van die Heilige Gees, omdat ons mense hierdie tipe dinge verkeerd beklei, verkeerde uitkyke op hierdie tipe dinge hê. Maar ja, ek
soos ek sê, ek kan die hele dag daaroor praat, maar dankie Theo, dat weet maar, as jy bereid is, swaai ons hierdie ene ook uit en ons stuur hom uit, sodat mense dit kan hoor, sodat baie mense wat ook 'n sielestryd het wat dit aanbetref, sodat ons dit op die einde van die dag kan openbaar, daai brood op die tafel sit en vir God vertrou, dat hy daardeur verheerlik sal word, dat dit die lig sal sien waarvoor dit bestem is. My vriend, mooi dag daar, shalom vrede vir jou en jou gesin en familie, ons praat weer, hoor, groetnis, bye bye. Koert, ek waardeer jou antwoord. En dankie dat jy het vir my oopgebreek het, hoor. En jy is meer as welkom om hierdie ook uit te saai as jy wil. Nee, ek het nie 'n antwoord vir my aanstaande skoonseun gehad nie. En dankie dat jy dit nou vir my, ek verstaan dit nou beter. En dit is so, ons kan nie 'n fout met 'n fout regmaak. Baie dankie, Koert, hoor. Geniet jou aand. En my vrou was reg. Ons het met my vrou ook gesels hieroor. En sy het vir ons gesê wat jy nou vir my gesê het. Sy was reg. Ek het haar nou juist geluk gewens. Sy was reg met die antwoord. Dankie, Koert, hoor. Ek waardeer dit. Theo, dit is 'n groot plesier. Nee, dankie vir die voorreg ook, en ons gee die lof en eer vir die Here. Maar daai wysheid, daai kennis wat 'n ouma van die Here af kry, glo my 20 jaar terug sou ek heeltemal in 'n ander rigting gepraat het. Ek dink meeste van ons weet, emosie is 'n lelike ding, en as 'n mens in die wêreld is en kan 'n mens baie maklik die verkeerde besluite maak en 'n groot gat te trap wat Satan vir jou grou. Maar ja, dankie vir jou nederigheid en sagmoedigheid, en dat jy jou vrou ook die eer en erkenning gee wat haar toekom. Dit wys jou maar net hoe die gees van die Here ook aan haar hart werk, en hou is positief, en hou kan vat uit, en jy kan leer uit, en jy kan afsmeer aan die volgende mense wat met jou paai kruis. Nee, baie dankie, ek sal dit definitief graag wil uitstuur. Ek moet jou geluk wens, jou vrae is uitstekend, en dit is hoekom die Here se gees daar is, om ons absoluut te versterk in moeilike uitdagende vrae, goed wat baie mense probeer dak en dive en eerder onder 'n mat probeer invee, nie betrokke raak. Jy weet, alles moet polities korrek wees deesdae, en dit maak mense soos ek maar baie onpopulêr. Jy ken my, ek is reguit op die man af, ek draai nie stories om nie, ek probeer ook nie verskoning soek nie, ek praat 'n ding reguit, en dis maar hoe die Here my leer, dis my werk om te praat, of mense luister of nie. Maar baie dankie, ek wens vir jou baie mooi aand vir jou en jou gesin toe, hoor, sterkte daar, dankie vir die voorreg, ons gesels gou weer, hoor, groetnis, bye bye.